Wanneer 'n mens aan allergieë dink, is die eerste gedagte dikwels nies, hooikoors of 'n ligte veluitslag. Maar vir miljoene mense wêreldwyd is allergiese toestande veel meer as net 'n seisonale ongemak. Van lewensgevaarlike voedselallergieë tot ernstige ekseem. Hierdie toestande het 'n enorme impak op 'n mens se algemene gesondheid, slaapgehalte, geestelike welstand en daaglikse lewe. Wêreldallergieweek word van 21 tot 27 Junie gevier. Om meer hieroor te gesels, verwelkom ons vandag vir Dr. Soreta Kannenberg, woordvoerder van die Allergie Stichting van Suid-Afrika. Dr. Soreta, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te kuier. Goed, kom ons begin by Wêreldallergieweek. Waarom is hierdie week so 'n belangrike week wanneer 'n mens na die kalender kyk? Presies wat jy genoem het, jy weet die impak op die kwaliteit van lewe, die feit dat 'n mens selfs kan doodgaan van sommige van hierdie van hierdie toestande, soos byvoorbeeld asma is ingesluit by allergieë, by hierdie atopiese toestande, en voedselallergieë ook natuurlik waarvan jy kan doodgaan, maar dan ook erge ekseem wat gaan maak dat jy of nie kan werk toe gaan nie, of wanneer jy by die werk is, wanneer dat jy, ons noem dit ons noem dit presenteeism eintlik, wanneer jy by die werk is, maar wat jy non-funksioneel is basies. Kinders, die impak op kinders se lewens, die impak op families se lewens, kinders byvoorbeeld wat meer geneig is tot ADHD byvoorbeeld. Wat en dan natuurlik mense wat depressie ontwikkel, wat angstigheid ontwikkel, as gevolg van erge ekseem byvoorbeeld, maar die geweldige impak wat dit het op 'n mens se lewe. Finansiëel ook natuurlik. Maar 'n mens moenie vergeet van die hele gesin wat ly daaronder eintlik nie. So wat is die kernboodskap wat julle vanjaar sal wil oordra? Ek dink die belangrike ding is die bewusmaking is vir ons die belangrikste ding eintlik, want mense dink aan, as hulle dink aan ekseem, dan dink hulle aan miskien 'n kind wat 'n klein stukkie ekseem het, jy weet in die mik by die elleboog byvoorbeeld. En hulle besef nie dat 'n mens dat 'n volwassene of kind die hele liggaam aangetast kan hê nie, wat tot 30 keer 'n nag wakker word byvoorbeeld nie. Wat nie kan, ek het die ander dag 'n student gehad wat nie kan klas toe gaan nie, omdat hy die heel nag wakker lê. Uit die aard van my beroep natuurlik, ek's 'n dermatoloog, so ek sien baie mense met ekseem. Maar as ons kyk na asma byvoorbeeld, mense soos ek sê, jy weet, mense kan doodgaan daarvan, en hooikoors, dit kan maak dat jy, as jy antihistamiën gevat het oornag, byvoorbeeld, dat jy die volgende dag nie kan funksioneer nie. So die bewustheid, ek dink, is vir my die belangrikste. Absoluut. En ek wil nou graag by daai professionele hulp ook uitkom in die rol daarvan, maar eers, hoe beïnvloed onbehandelde allergieë iemand se werksprestasie, skoolwerk en selfs ook hulle geestesgesondheid? Verseker, ja. Dit is, kyk, as mens kyk na allergieë, dan is daar natuurlik 'n hele groep van toestande wat geneig is om saam oorgeerf te word, want dit is 'n genetiese toestand. So dit word alles oorgeerf op een spesifieke kromosoom. En dan sluit ons in hooikoors, wat dan sy mediese term is dan allergiese rhinitis, allergiese konjunktivitis, so wanneer jou oë juk met die verandering van seisoen of as gevolg van hooikoors, as gevolg van huisstofmiet byvoorbeeld, wanneer ons en dan natuurlik asma ook, en ons kyk ook na ekseem. So, en soms voedselallergieë. Voedselallergieë kom nie altyd saam met dit voor nie, maar voedselallergieë sluit ons dan nou maar eintlik tegnies ook daarbey in. En dit is die belang daarvan is dat
Ekskuus, ek weet nie of ek myself mag onderbreek nie, maar ek kan nie al jou vraag onthou nie. Nee, ek dink oor die algemeen 'n mens hoe 'n mens funksioneer, jy weet, maar ek wil aanbeweeg want ek dink hierdie is nogal 'n belangrike vraag. 'n Mens hoor dikwels wanneer mense sukkel met allergie, dan gaan hulle vinnig gaga aanklop by die apteek om miskien 'n neusspray of so iets te kry. So wanneer is dit tyd om professionele hulp te kry? Jy weet, in plaas daarvan om net daai produkte by die apteek te gaan koop. Hmm. As jy mens kyk na hooikoors byvoorbeeld, dan kan 'n mens baie van die produkte, veral van die steroïdbevattende produkte wat eintlik baie belangrik is, vir hooikoors, kan 'n mens nou deesdae oor die toonbank koop. So dit is nou nuwe wetgewing wat sê dat jy dit wel oor die toonbank kan koop. Maar as 'n mens natuurlik nou deurlopend daarmee sukkel dat dit jou werks funksie, jou funksionering beïnvloed, dan is dit tog belangrik om by 'n oorneus en keel spesialis byvoorbeeld of by 'n allergie spesialis uit te kom. Die probleem is net met as ons kyk na hooikoors byvoorbeeld is hoe vermy jy die allergene? So hoe vermy jy om blootgestel te word aan spesifieke styfmeel byvoorbeeld of huisstofmiet wat 'n stof is en oral is. As 'n mens egter en dit is nogals iets wat ek natuurlik asma, daar moet 'n mens by die regte persoon uitkom want asma kan dodelik wees. Voedselallergie, daar moet jy by die regte persoon uitkom. As jy een slegte episode gehad het wat jou keel toegetrek het, jou tong geswel het byvoorbeeld, of selfs as jy in bommels uitgebreek het, so in as jy urtikarie het, wat dan bommels is, dan moet 'n mens by iemand uitkom want dit kan dodelik wees. Met ekseem is dit is ook nogals belangrik, is dat as ons na kinders kyk, dan raak mense so gewoond, ouers raak so gewoond aan dat die kind dat die kind so lyk, dat hulle nie besef hoe erg dit die kind se lewe beïnvloed nie. En langtermyn is daar baie neeweffekte wat 'n mens langtermyn kan ervaar. Byvoorbeeld, ons weet nou deesdae dat onbehandelde erge ekseem vir jou 'n hoër risiko gee om hartsiektes te hê in die toekoms, kardiovaskulêre aantasting te hê. So al daai en dan verhoogde risiko vir limfome het byvoorbeeld in die langtermyn. So dit is baie belangrik om by die regte persoon uit te kom, om by of 'n allergoloog uit te kom of 'n allergologist noem ons hulle in Engels, of by 'n dermatoloog uit te kom, dermatoloog natuurlik as jy ekseem het, maar as jy meer die ander allergieë het, of 'n oorneus en keel spesialis as dit natuurlik nou 'n neusding is, of by 'n allergoloog uit te kom, ja. Ek wil tog vir jou vra, ons het so 'n bietjie meer Pulmonoloog as natuurlik vir asma. daar sy. Ons is 'n bietjie meer as 'n minuut oor, maar dit voel asof allergie wêreldwyd aan die toeneem is. Waarom sien ons al hoe meer van hierdie toestande? Ja, dis eintlik snaaks genoeg dat dit meer vir ontwikkelende lande soos ons aan die toeneem is, maar ontwikkelde lande is dit besig om te plateau eintlik, maar by ons is dit besig om toe te neem en dit is meestal te doen met besoedeling en verstedeliking. So dit is die twee belangrikste redes hoekom ons dit sien. Ja. Ek dink dit is so 'n belangrike gesprek om te voer en ek dink jy het verwys na die feit dat bewusmaking in hierdie verband so belangrik is. So baie dankie ook vir die werk wat julle doen. Ons voel nou baie meer ingelig en ek dink dit is dalk maar die moeite werd om altyd eers aan te klop vir professionele hulp in die verband. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Goed, jy kan ingeskakel bly. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en daar is nog heel wat voorlê. En ek wil jou ook daaraan herinner dat jy baie welkom is om ons op sosiale media platforms te gaan volg om op hoogte van sake te bly. En dan kan jy ook 'n draai gemaak op ons YouTube kanaal om na al hierdie interessante gesprekke te gaan kyk en te luister en ook na ons in diepte gesprekke. So bly net waar jy is, ons is net hierna weer terug.